Ek is Andri Koetser, een van die lynvervaardigers van Bloedbroers. Ons het 'n ongelooflike klein span gehad. Ons het van die begin af besluit dat ons met 'n tight unit wil werk. 'n Klein groepie mense wat weet wat hulle doen en wat die vaardighede het om hierdie projek die waardeur die drif te trek. Vir elke liewe een van hulle was hulle motto film first. So hulle het nie omgegee wat aangaan in hulle persoonlike lewens, wat se druk daar is van die huis af, van mense wat hulle mis en wat hulle wil sien, want hierdie is regtig nie 'n grap nie, om vir 13 weke aan een, letterlik 18 ure 'n dag weg te wees van die huis af, soos is nie maklik op die mense by die huis nie. En om dan met 'n goeie gemoedstel toe te kom, jy weet, soos is ietsie om na op te kyk. Met dit dat ons elke sent 70 keer moes omdraai, was een van die stelle wat ons op 'n stadium mee sukkel, is om 'n Cohen printers retief drukkers te hê. Dit was moeilik want ons het 'n plek gekort wat by Windows het wat lyk soos haar old shopfronts en ons het aanvanklik gedink Melville. Nou die probleem met Melville is die oomblik wanneer jy in 'n straat skiet wat so besig is, moet jy nog 'n permit ook kry en dit kos natuurlik ook weer geld. So ons almal het nader aan koppe bymekaar gesit en gedink en gewik en geweeg en nie geweet nie. En Batoni, ons kunsregisseur, het die slim idee gehad dat ons vir Paul Creer moet vra van Pretwil. So kom dit toe nou dat ons in Pretwil skiet, wat vreeslik vreemd was, en ek dink wat Jozo al goed reg gekry het, is dat as jy na die storie kyk, dit glad nie lyk soos 'n fake stel nie, dit lyk actually regtig soos our old shopfronts in Melville, asof ons daar geskiet het. 'n Onverwagse lokval was die feit dat ons net nêrens 'n mynhoop kon kry om by te skiet nie. Vir enige mynhoop wat op die oomblik bestaan en wat werk, kan jy nie ingaan as net 'n gewone mens nie. Jy moet actually ingaan en jy moet die hele wat noem jy dit, 'n PPE toets doen. Whatever. Dis die hele proses om by 'n myn in te kom, by myn te skiet. So geen myn in Johannesburg wou gehad het ons moet beilig gaan skiet nie. Een van die goeters wat ons toe agterkom is dat benewens die feit dat ons nie by 'n werkende myn kan skiet nie, die myne wat daar wel is, lyk nie reg nie, want hulle almal het plante op. En waarom dit is tydens die 1920s, toe al hierdie myne half opgekom het en die winde deur Joburg begin beweeg het, het die mense in die dorp vreeslik begin kla oor al die stof wat rond lê. So wat die myne gedoen het, is hulle het begin om plante te bou of plante te plant op hierdie myne, sodat die stof van die myne nie so deur die dorp vloei nie. Op die einde van die dag het ons reggekom met 'n myn actually in die hartjie van die stad, wat ek dink fantasties gelyk het en bygedra het om 'n klein bietjie van 'n buitegevoel vir Bloedbroers te gee. Een van die moeilikste stelle wat ons moes vind, is om konsentrasiekampe te gebou het. Nou, Dion het vir ons verduidelik, hy het die hele idee oor die doringdraad konsentrasiekampe en dat dit 'n baie spesifieke soort sink is waarvan hierdie konsentrasiekampe se huitjies gebou is en baie spesifieke draad wat om dit gespan is. Oorspronklik het ons rondgesoek en gesoek en ons kon net nêrens kry waar ons hierdie kon doen nie. En op die ou einde het ons al hoe nader aan die dag gekom wat ons hierdie eintlik moet skiet en ons het nog steeds nie plek gehad waar ons dit kan film nie. Ons het vir 'n gedeelte van ons skiettydperk het ons in Magaliesburg geskiet en by die plek waar ons gebly het, Kwamanzi, het die eienaar nice genoeg gewees om vir ons te sê, ons kan dit sommer op sy erf bou. Maar toe hoor ons, okay, fine, ons het nou 'n plek waar ons dit kan bou, maar nou moet ons dit nog steeds bou. En op die einde van die dag, as julle nou na hierdie konsentrasiekamp kyk, jy sal nie glo hoeveel tyd, moeite, sweet, bloed en trane in dit ingegaan het nie. Maar ek dink op die einde van die dag lyk dit great en dit gee jou presies die gevoel wat Jozo en Dion wou gehad het jy moet hê in die konsentrasiekamp. Op die einde van die dag het dit nie saak gemaak wat se probleem ons kant toe gegooi is nie, want ons as 'n span het saam goed geraak in oplossings. So hierdie hele projek, en as ek nou terugkyk daaraan, wat die lekkerste was, is om saam met hierdie groep mense aan oplossings te dink, elke dag kreatief te wees en nie net geld na probleme toe te gooi nie, maar regtig kreatief na elke probleem te kyk en beter aan die ander kant uit te tree.